Amen. Dankie dat ek vanoggend weer hier kan wees, en daar in sy afwesigheid. Ek so bly is nie hier nie, want dan kan ek sê wat ek wil. En hy moet maar net kom regmaak as hy terugkom. Maar ons praat oor rus. En ek dink, toe ek hier voor staan, dink ek is 'n moeilike gemeente om oor rus te praat, want jy het hierdie tema rus, en dan jaag die karre hier verby. Ek het op 'n stadium gedink, wat is nou fout? Maar ek dink julle sal seker gewoond aan die karre wat hier verby gaan. So ja, rus is 'n lekker tema. Ek dink daar is ook 'n paar gemeentelede, wel ek wil nie in my beurtyd praat nie, maar 'n paar gemeentelede wat vanoggend bietjie later ingelê het en gerus het as gevolg van die rugby. Maar ons is ook dankbaar dat die Springbok rugby in goeie hande is. Gaan hy. Ek hoop hy is veilig. As ons vanoggend praat oor rus, dan dink ek dit is 'n begeerte wat by elkeen van ons lê. Net rus vir my siel kry. As ek net kan op 'n plek kom waar ek net van nee, het jy al so gevoel, net ek net bietjie of 'n besige week of 'n besige maand. Ons gaan nou in 'n tyd in van rus of 'n tyd in waar rus op die horison lê, nê? Baie mense werk die heel jaar lank vir die volgende maand, die Desember maand, wanneer rus kom, en jy het jou sambreeltjie koeldrank iewers daar by die see, op die plat stoeltjie op die strand, en jy kan net rus. En hy sê, maar ek het hierdie rustye in my lewe, ek het Desember, ek het Julie, of ek het dalk 'n Saterdagmiddag, of ek het 'n Sondagmiddag, vir die wat nou 'n bietjie gaan lê vanmiddag. Maar jy het hierdie kompartemente in jou lewe. Dit is werk, ek moet vinnig na hierdie ding, ek moet hierdie ding afhandel, ek moet hierdie ding doen, is kinders hier en kinders daar, en werk hier, en so gaan ons aan. En dan pas ek rus iewers in my lewe in. Hè? Maar dit is nie die uitnodiging wat ons leer van die lewe, as ons na Jesus se woorde luister nie. Dat rus is eintlik iets wat a way of being, is 'n manier van lewe. Rus is eintlik iets wat moet deel wees van dit wat ons is. Nie net soms nie. Nee, ek werk nie myself dood sodat ek Desember maand kan gaan rus nie. Nee, rus is deel van wie ek is. En vandag begin ons met 'n teksgedeelte in Matteus 11. Nou, die Afrikaanse vertaling is iets wat ons baie goed ken. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maar die Engels verduidelik dit so mooi, en Eugene Peterson skryf in die Message parafrase, hy sê dit so, hy sê, are you tired? Dit is eintlik 'n lang teksvers, maar ons kan eintlik daar stop. Nee, dit is 'n goeie vraag om mee te begin. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Nee? As ons daai teksgedeelte sien, dan sien ons maar dit is hoe God werk eintlik met ons, nee? Reg deur die Bybel, van die eerste teks af reg deur, vra hy vir Adam en Eva, waar is julle? Nee, Jakob, wat is jou naam? Vir Elia, vra Maria Magdalena, wat soek jy? Hoekom huil jy? Peter, so reg deur en hier kom hy Jesus in Matteus 11, dan sê hy, is jy moeg? Is jy moeg? En moeg het verskillende kontekste en verskillende aspekte, nee, dit is emosioneel, dit is fisies, geestelik. Is jy moeg? Are you tired? Worn out, burned out on religion? Dan sê hy, come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me, and work with me. Dis wat ons nou gebid het. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Is 'n mondvol, maar ek dink wanneer ons met hierdie teks kan werk, ek sê altyd, daar's 'n paar tekste in die Bybel wat, as iemand nie 'n Bybel het nie, of jy het nie 'n Bybel nie, jy's iewers op 'n vreemde plek, en jy wil net vir iemand iets gee,
Nee, dan sal 'n paar tekste wat jy kan gee en hulle sal okay wees as hulle nie 'n Bybel het nie, as hulle lank net daai tekste het. Een is Romeine 8, ander is Psalm 23, Matteus 11 vers 28 tot 30 is een van hulle. Kom na my toe. Kom na my toe. Hier is 'n sleutel vir 'n reis saam met die Here. Enigiets in jou lewe, wanneer dit by verhouding kom, wanneer dit by werk kom, wanneer dit by kinders grootmaak word, by die huwelike kom, wanneer dit by elke dag se lewe kom, hier is 'n sleutel tot ons lewe. Wat moet ek doen? Gaan na hom toe. Gaan na hom toe. Dis die eerste ding wat ons as gelowiges doen in ons verhouding met die Here, wanneer ons met die lewe werk, is om na hom toe te gaan met dit wat ons het. En vanoggend in die gebedssang is die gebedssang, dis juist die rede vir die gebedssang, is om na die Here toe te gaan met dit wat ons het. En met hom te sit, en om te hoor, wat is dit wat ek moet doen? So die vraag vandag, is jy moeg? Is jy moeg? Watter konteks ook al? Is jy uitgebrand, uitgeput? Is jy net op 'n plek waar jy voel, in hierdie situasie van my lewe, in hierdie aspek van my lewe, ek kan nie meer nie. Ek is uitgebrand. Ek voel leeg. Ek voel ek maak dit nie meer in hierdie aspek van my lewe nie. Miskien is dit 'n verhouding en ek ry vanoggend hiernatoe en ek dink aan 'n paar gesprekke wat ek gehad het in die laaste week en ek dink miskien is dit dit. Uit daai gesprek het besef jy dit is 'n verhouding en daai verhouding voel ek leeg. En daai verhouding voel dit soos dis werk, ek's vermoeid. Ek's belas met dit. Ek dra hierdie verhouding saam met my. Dit maak my moeg. Bring my op 'n plek waar ek net voel, maar is dit die moeite werd? En baie van ons sit met dit. Meestal van ons sit met dit dat jy op tye in jou lewe kom waar jy voel, maar ek's nou net klaar. Ek's kapot. Ek's moeg. Ek kan nie meer nie. En Jesus kom, dan vra hy dieselfde vraag as wat ons vanoggend vir mekaar vra. As jy moeg, as jy uitgebrand, as jy leeg, en dan sê hy, maar hier is die middel, hier is die geheim van refresh, van rejuvenate, van heel word, van nuut word, van herstel. Dus kom na my toe. Kom na my toe, bring daai goed. Jy is nie gemaak om hierdie dinge van die lewe wat jou uitbrand en van jou vat en van jou trek alleen te dra nie. Hy is nog altyd gemaak om saam met die Here te beweeg en hy sê, maar bring dit. Kom na my toe. Kom na my toe. En dan die Afrikaans sê vir my mooi, hy sê vermoeid en belas. Bring daai vermoeienisse. Bring daai goed daai laste wat in jou lewe is. Ek kyk so 'n bietjie nagevors oor wat vermoeienis of vermoeid en belas beteken. En vermoeid het 'n paar uitdrukkings, dis uitgeput, moeg gewerk. Ek hou van hierdie verduideliking. Hy sê leeg gedraai, né? Leeg gedraai. Voel jy leeg gedraai? Dit is soos as jy 'n handdoek was of 'n handdoek in die swembad geval het of 'n kombers. En jy moet hom droog kry, né? Jy trek hom. Ek onthou my ma het altyd, toe ons kinders was, het ons wasgoed in die bad getrap. Dit was ons wasmasjien. So ons het wasmasjien in die bad getrap. Ons het dan later 'n wasmasjien gekry. Maar een van die goed wat jy doen met groot goed wat nat is jy een vat aan die een kant en die ander een vat aan die ander kant en dan draai jy hom so tot al die water uitgeloop het, né? En dan as hy so verrimpeld. Hy sê, is jy leeg gedraai? Is jy leeg gedraai? Vermoeid? En jy voel dat ek is verrimpeld. En dan sê hy belas. Belas is om swaar gedra te word deur iets, of dit nou skuld, verwagtinge, bekommernis, of selfs ander mense se behoeftes is. Hy sê dit is soos iemand wat met 'n sak vol klippe rondloop. Né? Is daar tye in jou lewe waar jy voel dat ek loop met 'n sak vol klippe rond? Miskien is dit iemand anders as 'n klippe. Maar ek kan nie meer nie. Ek's op. Hè? Kom na my toe. Come with me. Get away with me and you'll recover your life. En miskien 3 dele wat ons kan uithaal uit hierdie teksgedeelte van vandag af. En die eerste een is, come to me. Get away with me and you'll recover your life.
kom na my toe. Get away with me. Dis amper, dis nie net 'n kom nie, dis 'n bly. Nee? Come to me, get away with me. Dis amper soos wat die Here met sy disippels gemaak het en hy sê, volg my. Maar volg my was nie net van, kom ek gaan wys jou, waar's die nuwe, ek wil nou sê checkers nie, maar daar is nou nie checkers nie, maar kom ek gaan wys jou, waar's hierdie nuwe ding, kom volg my tot daar. En dan, nee, hier is 'n kom volg my, get away with me. En elke disipel wat hy sê, kom volg my, en dan hom gevolg het, was 'n tydperk, 'n seisoen, saam met hom. Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, die eerste disipels wat hy sê, kom volg my, bly 3 jaar by hom. Is get away with me. Is nie kom, kry wat jy nodig het om jou vermoeienis en jou laste mee te werk nie, en dan gaan jy weer, en dan maak jy jou emmertjie vol, en dan bring jy weer jou emmertjie terug, en dan maak ons hom leeg, en dan gaan jy weer, en dan maak, nee, dit is, bly hier. Kom na my toe, bly hier. Kom ons werk saam, work with me. Kom ons werk saam met hierdie emmertjie van jou lewe. Kom ons hou hom op 'n plek waar daar balans is of harmonie is, om dat hy nie te vol word, dat hy nie 'n plek kom waar jy voel jy's uitgebrand of uitgeput of leeggedraai nie. Kom na my toe en get away with me and you'll recover your life. Toe ek dink aan hierdie gedeelte, recover your life, dink ek ons almal, ek vereenselwig nou, maar ek maak dit nou as ons almal in dieselfde bootjie is, en miskien is ons, en ek glo ons mag dalk wees. And you'll recover your life, en as ek dink aan dit, dan dink ek ons almal is recovering addicts. Ons almal recover van iets. As jy vanoggend 'n paar vorentoe kan nooi en sê, kom vertel bietjie van wat recover jy van? Miskien net in die laaste week, of die laaste maand, of die laaste jaar, of miskien die laaste 10 jaar. Ons almal herstel van iets. Miskien herstel jy net van hierdie week, en jy kom dalk vanoggend hiernatoe, omdat jy voel, okay, maar hier is net so 'n bietjie van die week. Ons recover. Recovering addicts, ons het almal iets om van te herstel. En Jesus kom hier en dan sê hy, kom na my toe, kom saam met my, and you'll recover your life. Recover in die vertaling sê eintlik is 'n proses om terug te keer na die normaal toe. Recover is nie om iets anders te word nie. Recover beteken nie jy is sleg nie, beteken nie jy maak dit nie. Recover is eintlik net, kom ek net terug na normaal toe. Iemand, 'n mentor van my, altyd as ek praat oor die bediening veral, maar oor die lewe, en ek sê, ja, hierdie goed is my taaf, of hierdie goed is my moeilik, of dan sê hy altyd, waar is jou default? Gaan terug na jou default toe. Hoekom doen jy dit? Hoekom is jy hier? Hoekom het jy dit aangepak? Hoekom het jy ja gesê? Nee, hierdie rede, gaan terug na dit toe. Is 'n recovery, dit is net om terug te gaan na normaal toe. En wat ons doen, baie keer in ons lewens, van ons jaag van een plek na die ander plek, en een ding moet gedoen kry bo die ander ding, dan dink ons, maar dis nie normaal. Ons dink dit is normaal om van een plek na die ander plek te jaag. Ons dink is normaal om in die ratreis te wees. Ons dink is normaal om onsself dood te werk, né? Ons praat baie keer so. Hoe gaan dit met jou? Nee, het gaan goed, moeg, maar goed. Hoe gaan met jou besig? Baie besig. Dit is amper soos daar vir 'n prestasie is. Dit is amper so half, jy verwag 'n medalje vir dit wat jy nou gesê het, Moeg, besig, wonderlik, uitgeput, maar, jy weet, geseënd. Regtig, dis nie normaal nie. Recover is om terug te gaan na normaal toe, of 'n ander gedeelte sê, recover is om iets wat stikkend of gebreek het, iets wat gebreek het, of iets wat weg is, weer te kry, weer reg te maak. Baie keer is dit onsself, to recover ourselves. Come to me, get away with me, and you'll recover your life, is om net myself te recover. Nie van iets te recover nie. Baie keer is dit 'n identiteit.
sit baie keer met mense en jy luister na die storie, dan dink jy dit gaan oor die storie. Ons het 'n uitnodiging of ons het 'n koffieafspraak oor die storie. Maar dit is nie, dit gaan eintlik oor jou. Jy het iets verloor, jy het iets van jouself verloor in hierdie proses. In hierdie tyd wat dit van jou gevat het, waar jy te leeg gedraai het, waar jy vermoeienis en belast, het jy jouself verloor in die proses. Het jy al ooit gehoor dat iemand sê, ek het myself verloor. Ek het iets van, ek is nie meer myself nie. Nee? Of ek is nie meer myself in hierdie situasie nie. Jesus sê, kom, ek wil jou terugvat na dit wat jy, jou normaal, ek wil jou terugvat na dit wat jy gemaak was om te wees. Kom na my toe en vat jou terug. As ek dink aan dit, dan dink ek aan die gedeelte van Psalm 23 waar Dawid sê, die Here is my herder, nee, ek gaan na hom toe. Hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is. Maar Francis de Toey, wat die Mirror Bible parafrase gedoen het, verduidelik het so. Hy skryf het so, hy sê by the waters of reflection, Psalm 23 vers 4, by the waters of reflection, my soul remembers who I am. Is amper om te onthou, recovers om te onthou, wie is ek regtig? En wie ek regtig is, my identiteit en wie ek regtig is, kan ek net by die Here kry. Waarom sê hy, my las is lig, kom na my toe, and you'll recover your life, or your identity, of your menswees. Dis waar jy dit kry. By the waters of reflection, my soul remembers who I am. Miskien is dit een van die enigste goed wat jy vandag moet onthou, is wie is jy? Wie is jy? Jy is 'n geliefde, dat God so lief het, dat homself nie net eenmaal, maar elke dag vir jou uitstort. Die Gees, sy teenwoordigheid by jou konstant los, sodat jy kan recover, sodat jy kan terugkom, dat dit wat gebreek is, dit wat herstel moet word, dat dit kan herskep en herstel en herbou word. Dis wie jy is. Geliefde van God. Tweede gedeelte wat ons uit hierdie teks kan uithaal is, walk with me, and work with me. Watch how I do it. Dis 'n saamloop, dis 'n saamstap. Christendom of kom ons sê nie Christendom nie, kom ons sê 'n verhouding met die Here is nie 'n lewe waar ek sekere tye van my dag, sekere tye van my week en sekere tye van my maand hierdie verhouding net een kant sit en sê, nou is dit die tyd wat ek en u saam spandeer. Op Sondag gaan ek kerk toe, want ek word gevul, en ek kan saam met ander gelowiges in hierdie tyd, ek het dalk in die oggend 'n stilte tyd, baie keer maak ek dit nie, want dit is maar net te besig, maar ek het hierdie sekere tye in my dag, wat ek uitsit vir die Here, en dan voel ek, jy weet, maar dit is goed vir my, en dit is goed genoeg vir my, maar wat ons in hierdie teks lees, is nie, daar's meer as dit, dis nie om 'n deel of 'n tyd of 'n aspek van my lewe vir die Here te gee nie. Sê nee, is om met alles na my lewe, na die Here te kom. Walk with me and work with me. Dit is om saam met my te lewe, saam met my te werk. Baie keer dan dink ek oor bediening, en ek dink, maar bediening is om vir die Here te werk. Nee, bediening is nie meer vir die Here te werk nie. Bediening is om saam met die Here te werk. En dit wat hy doen. Nie wat ek doen, of jy doen nie. Ons werk saam met die Here, in dit wat hy doen. Hier is die Here se kerk. Ons almal is 'n deel van dit wat God wil doen in hierdie wêreld. Elkeen van ons het 'n deel in dit hoe God herstel in hierdie wêreld. Hoe God regmaak, hoe God heel maak. Elkeen van ons werk saam met die Here in dit wat die Here doen. Sê, walk with me, kom saam met my. Kom saam met my, loop saam met my. Kyk
Hoe doen ek dit? Ek dink baie keer aan my kinders in hierdie aspek. Dat ek glo pampoentjies steek pampoentjies aan, nee? Jy het wat jy gee wat jy het, en hulle word soos jy. Maar kinders het hierdie amazing ding hoe hulle goed aanneem, nee? My seentjie, hy is nou 10. Ek weet nie as dit goed of sleg is nie, maar baie keer as ek hom sien loop, dan dink ek, hy is my uitgeknip, nee? As hy stoute goed doen, dan dink ek, hy sy ma uitgeknip, nee? Maar hy het goed wat hy doen, wat soos ons lyk, nee? Soos ons maak, nee? Goedjies wat hulle, die dogtertjie het baie keer 'n manier, hoe sy goed is pak en goed, dan denk jy, weet dit goed of sleg is nie, maar dit lyk soos ons, is minimies, nee? Ons het baie minimies in ons lewe, miskien dink jy aan jou kinders vandag, en hulle is minimies, daar is sekere manier hoe ons goeders doen, die dag kom een van hulle by die huis en sê, sy het nou 'n dag of wat gekuier by een van die maatjies, maar hulle doen nie goed as ons het doen nie, nee? Of die kos wat hulle eet, nee, is dan nie die kos wat ons eet nie, net is hierdie, ja, want jy het so gekonditioneer, jy het so geword, dit waar jy is, dat jy amper nie anders kan nie, en dis van die Here ons te nooi, hy sê, walk with me and work with me, hy sê, word soos, jy is deel van my familie, eet wat ek eet, doen wat ek doen. Ek dink dat die disciples wat vir 3 jaar saam met Jesus gelewe het, ek dink hulle het goed begin eet en goed begin doen en begin loop op 'n sekere manier en begin praat op 'n sekere manier, net omdat hulle saam met Jesus was. Nie omdat Jesus vir hulle gesê het, van vandag af loop jy loop 2 tree stadiger per minuut nie. Ek dink die Here het eendag vir hulle dit gesê nie. Hy het nie vir hulle gesê, wanneer jy vis eet, dan haal jy hom so uit mekaar uit nie. Nee, ek dink nie so nie. Maar ek dink na 3 jaar saam met die Here, het hulle begin maak soos wat hy maak. Hy begin leef soos wat hy leef. Ons sien dit in die Handelinge, sien ons dat die disciples nie net volgelinge van Jesus, nie net verkondigers van die evangelie was nie, maar mense wat soos Jesus gelyk het geword het. Dink in 2 Korintiërs 3:18 waar Paulus sê, ons word al hoe meer verander. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit is 'n proses van verandering. Hy sê, walk with me and work with me. Watch how I do it. Dit is 'n teenwoordigheid. Dit is 'n saamwees. Dit is nie 'n eenmaal hier en eenmaal, dit is 'n alom bewussyn, alom journey saam met die Here. Petrus beskryf dit so, en ek herhaal dit weer uit die Message parafrase uit, 1 Petrus 1:18, wat hy sê, your life is a journey. You must travel with a deep consciousness of God. Your life is a journey, dit is 'n reis. Maar dit is 'n reis saam met die Here. Dit is nie 'n reis soms met die Here nie. Reis saam met die Here. Watch how I do it, konteks nie haastig nie, né? Watch how I do it. Ek dink in die lewe van Jesus. Ek stuur hierdie week vir 'n pastoor, vir 'n predikant in Pretoria 'n boodskap, want ek is besig om voor te berei en ek is besig om hierdie goed van rus, en daar's 'n verdieping, daar's iets van, wow, hier is iets wat gebeur, en ek stuur vir 'n predikant in Pretoria, ek gaan nie sê wie dit is nie, want miskien ken julle hom, maar ek stuur vir 'n predikant in Pretoria, hy staan, ek ken nie Pretoria so goed nie, maar Peer van Reineveld, dink is dalk Boylstraat of iets, ek stuur vir hom 'n quote, ek sê vir hom, jy moet hierdie lees, want die weet hierdie rus ding, en ek stuur die quote gaan so, hy sê, I love the thought that Jesus lived his life at an unhurried pace. Ek stuur dit vir hom en ek dink, dit is profound, nee? I love the thought that Jesus lived his life at an unhurried pace. Weet jy wat stuur hy vir my terug? Nee, dit is, kom ons gaan nog meer allegories, kom ons gaan verdiep, nee, hy stuur vir my terug, ja, want Jesus het nie 'n BMW gehad nie. As jy hom ooit sien.
Maar hier is dalk 'n woord vir hom en vir ons. Dink aan die woorde wat Dallas Willard vir John Ortberg eendag gesê het. Hy het gesê, you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Ruthlessly. Gaan met alles wat jy het en haal hierdie gejaag, hierdie haastigheid in jou lewe uit. Ruthlessly eliminate hurry from your life. Miskien is dit die tweede ding wat jy kan onthou vandag. Ruthlessly eliminate hurry from your life. En dan die derde deel wat ons kan uithaal is learn the unforced rhythms of grace. Unforced rhythms is 'n natuurlike pas wat jy moet doen. Om te leer is amper om nie om te leer nie, maar om af te leer. Ek dink Paulus kom ook in Romeine 12 en sê, word in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan weet. Dis nie 'n verander, is nie 'n vorm nie, dis amper 'n omvorm. Dis amper 'n kom leer by my, is amper leer af dit wat jy geleer het. En kom leer weer dit wat jy eintlik moet kom doen. Kom kry 'n natuurlike pas. Unforced rhythms of grace. Dit is, en in die konteks van waar Jesus met hierdie mense gepraat het, was alles belast gewees met al hierdie godsdienstige reëls en regulasies wat die fariseërs oor hulle gehou het. Ons praat van 600 en iets wette. En dan net nog 400 en iets wette, net om te help om hierdie 600 te onderhou. So ons praat van oor die 1000 wette, party van deur God ingegee vir hulle, party mensgemaakte wette. Hy sê met hierdie las, hy sê, dit is forced, dit is mergelend, dit hou jou vast, dit maak jou nee. Come to me, get away with me. Learn the unforced rhythms of grace. Ek weet nie wie van julle dalk hardloop nie. Nie weghardloop nie, maar soos padwedloop hardloop. Ek weet nie om dit anders verduidelik nie, maar ek en my vrou hardloop so elke dag of ten minste 5 keer 'n week. En jy kry dae waar jy sê, okay, ons gaan so 8 of 10 kilos hardloop, en dan voel dit maar, maar dis harde werk vandag, né? As jy, dit voel net hierdie 2 kilo, 3 kilo, en voel jy nee, ja, ek kan dit nie maar gaan loop, né? Ek kan dit nou nie meer maak nie. En dan is daar ander dae wat jy net hardloop, en dan jy sien jy's amper klaar, maar jy het so lekker ritme, en jy voel, ek kan dit sommer nog so 2 kilos gaan, nie dat ons gaan nie, dit is waansinnig, maar jy voel, maar jy kan nog, reg? Jy kan nog hierdie paar kilos ekstra doen. En ek dink dit is hierdie, hoe voel dit wanneer jy hierdie lekker ritme het, wanneer dit net te gemaklik voel, sê, hier's 'n pas wat ek jy nou uitnooi, 'n pas van 'n unforced rhythm, 'n ritme wat net voel, dis natuurlik, dis hoe dit behoort te wees. Partykeer kom ons in ons lewens en iets gebeur waar jy voel, ja, maar ek wens meer in my lewe kan so gebeur. Op hierdie pas, op hierdie manier. Uitnodiging vir ons is dalk om dit te gaan soek. Wat is daai goed wat jou heeltyd nooi na, ek wens daar kan meer van hierdie wees. Ek wens my lewe kan meer op hierdie manier gebeur. Wat is daai goed? Om dit te gaan soek. Meer te implementeer in my lewe, sodat ek hierdie natuurlike pas in my lewe kan hê. Ek sluit af. Hierdie uitnodiging van die Here is nie net 'n uitnodiging. Dit is 'n uitnodiging, kom na my toe. Maar dit is meer as 'n uitnodiging, dit is 'n manier van lewe. Dit is 'n manier van lewe. Om elke dag met die vrede van die Here saam te gaan. Elke dag met hierdie lewe van, ek is saam met U. Ek loop saam met U, ek word soos U, ek werk
saam met U, dat dit deel van my lewe kan wees. Hy nooi ons van uitputting na kameraadskap. Kameraadskap is saam wees. Van uitputting na kameraadskap, van las na genade. Iemand het eendag gesê, jy kan nie verstaan wat dit beteken dat genade vir jou genoeg is, totdat jy nie verstaan dat genade 'n persoon is nie. Van las na genade, van soeg en spartel na vertoef. Vertoef is bly by my. Kom na my toe, maar bly by my. Vanoggend net ter afsluiting, ook 'n lied wat ons saam gaan na luister. Maar my uitnodiging vandag, terwyl hierdie item gesing word, te luister na die woorde. Miskien kan jy jou oë toemaak en net te luister. Wat is dit wat God in hierdie lied vir my wil gee? Wat is dit wat die Here net vanoggend, soos wat ons stil is, soos ons luister na die lied, wat is dit in my lewe wat my moeg maak, wat my leeg draai, wat voel, ek loop met 'n sak vol klippe, wat is dit? Net vir die Here te sit en dit vir die Here te gee vanoggend, soos wat ons hierdie lied saam luister.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos ons vanoggend saam is hoor ons opnuut hierdie uitnodiging van kom sit by my. En soos wat ons bewus word hiervan, soos wat ons hoor, dis die uitnodiging, mag ons in elke tyd en plek waar ons by U kom sit, mag jy herstel en herskep en herbou soos net wat U kan. Ons bid vir 'n verfrissing in ons siel, elkeen van ons, Here. In ons gebrokenheid, in ons soeke, dat U sal heel maak en nuut maak in die naam van Jesus. Amen.